Welkom terug by die groot ontbyt. Ons selfs môre met Evert Vosloo van Aluma Capital. Ons praat 'n bietjie oor tendense, hoe jy partykeer dalk dinge moet aanpas en 'n nuwe manier moet kry. Maar goed, as te kyk, val as kom jy beleggingsoplossings. Goeiemôre Evert. Goeiemôre Pierre, môre Jennifer. Lekker om jou te kuier. Altyd lekker. Ons begin by daai veranderinge. Ons praat oor soms is een ding wat jy kan vertrou is dat dinge sal verander. En watter tipe veranderinge sien ons op hierdie stadium in die ekonomie? Veral as mense kyk na die finansiële sektor spesifiek. Want Pierre, ons 'n paar dinge wat besig is om te verander in die wêreld en reeds verander het. Veral oor hierdie naweek, dit was nogal 'n groot gebeurtenis wat die wêreld van nie heeltemal bewus is daarvan nie. Jy weet, ons gaan nie fokus op die negatiewe goed dat die mense bekommerd is oor die opgeblaaste tech-aandele en dies meer nie, maar kom ons gesels bietjie soos oor die bankwese. Min mense weet dat die ISO 222 protokol geïmplementeer is hierdie naweek, wat die bankwese, veral rakende internasionale transaksies, heeltemal weer verander het. Jy weet waar dit wegbeweeg het van die tradisionele SWIFT-stelsel. Ja. Jy weet, wat beteken betalings gaan vinniger geskied, dit gaan goedkoper wees, en dies meer, wat 'n groot voordeel is. Wow. Sure. Ja. So ons sien 'n verskywing na 'n nuwe fintech gedrewe model. So wat als hierdie veranderinge en die rol wat tegnologie daarin speel? So dis waar die term crypto veral inkom. Weet, dis daar's 'n rede hoekom meeste van hierdie stelsels, die protokolle in plek gesit is. Waar ons kyk veral na stabiele munte, jy weet jou stablecoins, en dit is vir die wat ontwerp is vir die ISO 222 stelsel. Die rede daarvoor is, jy weet die ou traag stelsel van SWIFT, hier het dit party mense tot en met 10 dae gevat vir jou geld om te reflekteer in die buiteland. Jy weet, in jou fondse wat jy aan beide kante van die oseaan moes gehou het, om dit so te stel, word daai gaan meer likwiditeit terugbring in die ekonomie in. So, omdat jy in werklike tyd basis, jy gaan kyk na 3 tot 5 tot 10 sekondes, om transaksies af te los van een land na die ander ene toe, tussen instansies as ook in individue. So dis 'n baie opwindende tyd waarin ons op hierdie stadium beweeg, rakende hoe vinnig tegnologie vooruit beweeg. Dit is baie interessant. Daar's 'n paar aanpassings wat natuurlik sal moet maak nou met die tegnologiese aspek van finansies. Is dit nog steeds ek weet nie, is altyd die kwessie van jy moet aansoek doen vir die geld en dan moet jy dat dit oorgeplaas word en dies meer en jy moet wag soos jy nou sê, daar's 'n wagtydperk en dan word dit goedgekeur en dan vind die oordrag plaas. Watse aanpassings moet ons nou maak? Jy moet kyk om te diversifiseer in jou beleggingsportfolio. Kyk, dis die goeie ou ding wat altyd gesê word en herhaal word. So dis belangrik om doelgerig te spesifiseer en te diversifiseer in jou beleggings. Jy weet, want daar's juis oor die verwikkelinge wat so vinnig gebeur. Jy weet, ons praat van tegnologie ontwikkel teen so hoër spoed as wat dit gedoen het 10 jaar terug en 15 en 20 jaar terug. In die laaste 5 jaar het dinge soveel meer bespoedig. So jy moet op hoogte bly van hierdie dinge. En dis waar ons weer kyk en sê, luister, diversifiseer jou portfolio buiten vir jou tradisionele bateklasse, om te kyk ook na jou alternatiewe beleggings. Sien jy hierdie strukturele veranderinge as positief of negatief? Kyk dit aan watter kant toe hy gaan. Maar ek sien dit meer as 'n positiewe ding. Jy weet, dit is meer toeganklikheid vir baie meer mense wat toegang bied tot bankwese. Jy weet, as jy vat wat reeds gebeur met oor grenstransaksies met jy weet jou alternatiewe betalingsstelsels. Jy weet mense wat geld oorstuur na hulle familie toe wat in Suid-Afrika byvoorbeeld werk. So baie van dit omseil reeds half jou tradisionele banklyne, maar dit moet gereguleer word. So een van die voordele is daar's 'n geleentheid om meer regulasie toe te pas, wat dit meer deursigtig maak. Weet so nou gaan jy 'n groter gedeelte van die ekonomie kan insluit. Weereens beteken dit meer likwiditeit wat inkom in die hele mark en dat ons kan fokus om daai gaping te benut om dit weer meer winsgewend te kan maak. Dat daar voordeel is vir beide partye, vir jou beleggingshuis as ook vir die individue. En ons kan maar net hoop dat dit in die groter prentjie, weet wat jou baie hoë bankkostes en die klas van dinge betref, moet 'n mens maar net hoop dit kom ook meer by die eindverbruiker uit en laat daai voordeel nie net bly by die groot instansies en institusies
Jy weet wat hulle gaan min slaan daar uit nie. Wel, dis presies wat ek eintlik nou wou vra, want 'n rukkie terug in die nuus het hulle nog ons baie gepraat van hierdie geld wat oor die grense gaan, hoe duur dit is en hoeveel die hoë persentasie van die geld wat mense eintlik verloor as hulle dit stuur. So sekerlik hoop mense dan met al die tegnologie en die veranderinge bring dit ook daai kostes af, nie net deursigtigheid meer nie, maar ook daai kostes af. Dis waarvoor ons almal duim vashou. Dis waarvoor ons hoop en dis hoekom ek noem, jy weet, mense hoop dit bly nie net by die groot instansies dat hulle munt slaan daar uit nie. Weet maar dit gaan soveel meer toeganklik wees want alles gaan nou eintlik maar net hardloop op die blokkettangs. Weet die blockchains, dis maar die algemene term, jy weet in Engels wat gebruik word. Maar die blokkettangs is die toekoms van finansies. Dis onafwendbaar, dit het reeds begin en dit kan nie herroep word nie. Daar's baie van finansies, hele instansies daarteen sal skop natuurlik. Uit die aard van die saak, want onthou dit vat aan hulle beursies. Ja. En dit wil hulle nie hê nie. Onthou die groot geld moet hulle sin beskerm en dan moet kyk na hulle aandeelhouers eerstens en dan ook seker maar na die kliënte. Ja, ook dan ja. Nou maar kom ons praat 'n bietjie oor Aluma Capital. Wat bied Aluma Capital vir beleggers? Baie wonderlike voordele. Kyk, ons fokus maar net op die alternatiewe beleggingsmark. En wat ons vir ons kliënte bied is meer konstante en voorspelbare opbrengste. Jy weet, want omdat ons meer in beheer is van ons markte, dit gee daai gemoedsrus vir die kliënte, as ook weet ordentlike werklike opbrengste. So dis een van die groot voordele wat ons vir ons kliënte bied. Wat maak Aluma Capital se beleggingsportefeuilles uniek? Soos wat ek nou genoem het, jy weet, ons fokus meer op die alternatiewe beleggings. Rede daarvoor is omdat daar soveel wispelturigheid is in jou gewone tradisionele markte. Jy weet op jou aandelemarkte soos wat ek nou genoem het met jou opgeblaaste tech-aandele en dies meer wat dalk 'n groot skudding gaan veroorsaak. So daar fokus ons om te sê ons soek die geleenthede waar ons meer in beheer is van ons mark, wat ons daai wispelturigheid probeer uithaal en ek meen wat ons nogal goed regkry om daai voorspelbaarheid te kan hê. Dis interessant. So teenoor 'n wispelturige mark soos jy sê, is daar meer 'n konstante groei? Is daar meer kry julle dit reg om meer 'n konstante groei te gee vir aandeelhouers? Dis hy. So wat ons doen is omdat die portfolio gediversifiseer word. Jy weet, jy is nie net in een marksegment nie. En omdat ons fokus op privaat maatskappye en privaat besighede, want dis die enigste plek waar daar werklike groei is. Jy weet waar jou kapitaal appresieer. En daar in ons portfolio en ons weet gefokusde risikobestuur versprei ons dit in verskeie marksegmente in plekke waar ons weet daar altyd gaan groei wees en wat daar altyd 'n behoefte aan sal wees. Weet nie spekulasie as sulks nie. Wat is julle vlaggenskap produk? Dan kyk ons na ons privaat ekwiteit fonds. Op hom gee ons vir ons kliënte 'n 13.2% opbrengs per jaar. Weet wat wonderlik is en dan sal ook addisionele voordele in die langer termyn wat ons ook vir ons kliënte bied. En 'n kliënt kry natuurlik 'n keuse ook. Jy weet, ons het ook inkomsteplanne. Dis een van die ander voordele wat ons bied vir ons kliënte om 'n voorspelbare inkomste te kry uit jou geld uit. Jy weet, en ons het daar verskeie produkte ook. Jy weet, so ons kan vir jou ook 100% kapitaalbeskerming gee, maar dan vir jou 'n 12.6% opbrengs per jaar gee wat jy ook kan vat as 'n maandelikse inkomste of kapitaliserende groei bied in beide ons portfolio's in daai opsig. Wow. Wat is die minimum tydperk wat mense kan beleef? Want ek kyk Suid-Afrika is so 'n entrepreneurryk omgewing. As mense wat planne maak, maar 'n plan vat tyd om te gebeur. As ek nou by julle my belegging wil maak, wat is die minimum tydperk wat ek kan vat voordat ek my geld weer kan opvra? So ons het begin aanvanklik met 'n 5 jaar produk. Ja. Dit is maar langer termyn georiënteerd om kapitaal te ontplooi. Maar ons het agtergekom daar's 'n verskriklike groot behoefte in die mark vir korter termyn beleggings, maar nog steeds om ordentlike opbrengs te kry, werklike groei. So ons minimum termyn nou het ons vir ons kliënte 'n produk wel 'n geruime tyd terug al ontwikkel om vir 'n 1 jaar produk wat jy vir 12 maande jou geld kan vasmaak met 'n 11% opbrengs. Dan het ons ook 'n 2 jaar opsie waar ons kliënte 11.8% opbrengs per jaar kan kry. En dan uit die aard van die saak jou 5 jaar produkte. Jy vir net so vinnig in 30 sekondes, watter raad het jy vir beleggers hierdie tyd van die jaar? Interessante tyd van die jaar, né? Die feesseisoen kom nader. Gaan kyk na jou portfolio. Maak seker jy's gediversifiseer. Kyk, niemand wil nou vir te veel mense te veel werk maak nie. Maar kontak jou finansiële adviseur. Weet jy wat? Maak seker
jou sake is in orde. Maak seker jou testament is reg. Weet, daai is verskriklik belangrik want baie mense gaan reis. Gelukkig is die brandstof nou goedkoop, so mense gaan lekker vakansie hou. En ook baie belangrik indien jy 'n bonus sou kry. En wel, hierdie sluit nou ook sommer swart Vrydag in. Ja. Moenie geld uitgee wat jy nie werklik het nie. So trek maar die leisel so 'n bietjie in en dink aan Januarie. Nou meeste mense kla in Januarie want hy het mos elke jaar 62 dae. Weer dan is al te veel maand oor aan die einde van jou salaris. So wees 'n bietjie konservatief, dink mooi aan jou finansies voordat jy net jou geld uitgee, maar maak seker jou sake is in orde. Absoluut. En Januarie is op pad. Baie dankie Evert vir jou moeite vanmôre. Dis net 'n plesier. Ja, dis aan Evert Vosloo van Aluma Capital. Indien jy enige vrae het oor die onderhoud wat ons nou gehad het, of as jy graag meer van Aluma Capital wil uitvind, stuur gerus 'n e-pos na dgo@aluma.co.za. dgo@aluma.co.za. Hulle sal jou graag